So ja, kom ons, maak dit ons harte stil voordat ek vir ons 'n gedeelte uit die woord uit gaan lees. Dan vertrou ons die Here dat hy ook vanoggend sy woord net in ons harte sal kom seën. Hemelse Vader, ons eer en aanbid U vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons hierdie dag so kan begin rondom U woord. Here, U is goed en daar is niemand soos U nie. Ons aanbid U want U is God wat met ons as mens bemoeienis maak. Dankie Here vir U hart. Dankie vir U liefde vir ons. Dankie vir U woord wat U ons gegee het. Here, U het ons alles gegee wat ons nodig het om die pad agter U aan te loop. En Here, ek bid dat U in hierdie oggend ook ons harte sal kom versterk in U, deur U woord, en dat U ons herinner aan wie U is. Here, want dan sal ons meer en meer in U vertrou. Kom seën ook nou vanoggend wanneer ek hierdie gedagtes deel, en ek bid dat U wat ons harte ken, met ons elkeen sal ontmoet in Jesus naam. Amen. So ja, ek wil graag net 'n paar teksverse deel. Eerstens, net vinnig my notas hierso kry. Eerstens Hebreërs 11. Ek dink dit is 'n gedeelte wat ons almal baie goed ken. So die wat wil kan saam blaai na Hebreërs hoofstuk 11 en dan gaan ek ook 'n paar verse lees uit Jeremia 17. So eerstens Hebreërs 11 en ek gaan lees vers 6. Ek dink ons kan almal die teks quoteer, maar ek gaan vir ons lees. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Wil net dit weer lees. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En ek wil vanoggend dat ons elkeen die vraag vir onsself vra. Wanneer ek vanoggend na die Here nader, kom ek met 'n hart vol van geloof in God. Want die Here sê vir ons baie duidelik dat dit onmoontlik is om God te behaag as ek God nie glo nie. Wil ek vanoggend vir God behaag, dan is dit belangrik en dit is noodsaaklik dat ek kom in geloof. Geloof in God is noodsaaklik om God te kan behaag. Dan Jeremia 17 vanaf vers 5. Ons gaan lees tot en met vers 8. Vers 5. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaalbos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Ja, so hy praat eers van die man wat vlees se arm maak, die mens wat op mens vertrou, en dan sê hy, vervloek is daardie man. Vervloek is die man wat op die mens vertrou. Hoe maklik is dit vir ons dikwels om op 'n mens te vertrou en vlees ons arm te maak, maar die Here sê, daardie persoon sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis. Hy sal nie sien as daar goeie kom nie. Hy sal 'n dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land, maar die man wat op die Here vertrou is geseënd. Dit sê nie hier dat daar nie moeilike tye gaan kom vir die een wat op God vertrou nie, maar dit sê, hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is. Hy sal nie vrees as daar hitte kom nie, want ja, daar sal hitte kom, maar hy sal nie vrees nie. Sy blad bly groen. In 'n jaar van droogte, want ja, daar sal ook 'n jaar van droogte kom. In 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie. Is jy miskien vanoggend besorg oor baie dinge? Die Here sê die man wat op die Here vertrou is nie besorg nie.
Hy hou nie op om vrugte te dra nie. Ek wil net so 'n paar gedagtes deel rondom die gedagte geloof in God. En ek dink ons kan nie genoeg herinner word daaraan om in God te glo nie, want deur geloof het ons verhouding en ons pad met die Here begin. Daardie dag toe ek my geloof in Jesus geplaas het en hy my siel kom red het, daar het my pad met die Here begin. Maar my pad met die Here is 'n pad van geloof. Dit begin nie net deur geloof nie, maar dit groei en gaan aan deur geloof. Ek wonder hoeveel kere het ons al geloof in God amper soos 'n klise gebruik. Ja, ek glo in God, maar dan is ek bekommer myself. Ek lê aande wakker want ek is bekommerd. Hoekom sal ek bekommerd wees? Glo ek werklik in God? Het ek glo, maar vir my 'n klise geword? Ja, ek sê dit, maar ek het lankal vergeet die betekenis daarvan om in God te glo. En ek kan vanoggend vir myself vra, glo ek werklik in wie God is? Glo ek werklik in sy woord? Glo ek werklik wat hy sê? Ons het gisterand ook gehoor van, wat glo ek? Glo ek die woord van God, of wat 'n Bybel glo ek? As ek die woord van God werklik glo, dan sal dit wys in my lewe. En dit is dan my eerste gedagte wat ek wil deel. Geloof en gehoorsaamheid kan nie geskei word nie. Geloof en gehoorsaamheid loop hand aan hand. Want soos die liggaam sonder die gees dood is, so ook is die geloof sonder die werke dood. Jakobus 2:26. As ek werklik in God glo, dan sal dit wys in my lewe. Ek dink so, as ek daar in die klas sit, as 'n laerskoolkind miskien, en ek luister na wat die juffrou my sê, en die juffrou sê vir my, 2 + 2 is 4, maar ek besluit ek gaan 5 skryf. Die juffrou sê vir my, 10 + 5 is 15, en ek besluit, nee, dit kan nie wees nie, en ek besluit ek skryf 6. Glo ek regtig wat my juffrou vir my sê? Nee, ek doen nie, ek dink ek weet beter, en daarom skryf ek iets anders neer. As ek regtig God glo, dan sal ek gehoorsaam wees. Wat hy sê, ja Here, ek glo dit, en daarom doen ek dit. Hebreërs 13:12 waarsku vir ons teen 'n bose hart van ongeloof. Hy sê vir ons, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Wanneer ek God nie glo nie, dan is dit nie lank nie of ek word afvallig van God en ek doen nie meer wat God sê nie. Jeremia 17:5 het ons gelees, die man wat vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Dis die noodwendige gevolg van iemand wat nie in God glo nie, ons wyk van die Here af. Geloof in God sal tot gevolg hê dat ek God gehoorsaam is. As ek God werklik glo, sal ek hom gehoorsaam. Dit sal vir my maklik wees om oor te gee aan God. Algehele oorgawe sal nie moeilik wees nie, want wie kan beter na dit wat ek gee kyk as juis hy, wat vir my gesterf het, wat vir my omgee, wat my beste soek? Hoekom sal dit dan moeilik wees om te sê, ja Here, ek verstaan nie, maar ek gee alles oor. Ek is bereid om gehoorsaam te wees, al ken ek nie die pad nie. Al lyk dit uit my menslike oog soos nie die beste pad nie, maar Here, omdat ek U glo, is ek gehoorsaam en ek gee volkome oor aan U. Die volgende punt, die seën van ware geloof in God. Handelinge 27:25 sê Paulus daar op die, hy sê daarom, of is dit Petrus, daarom hou moed manne, want ek glo God, dat dit sal wees soos aan my gesê is. Ja, Paulus, na die storm op die see, verskyn die Here aan hom en sê, daar sal nie mense verlies wees nie. Ja, die skip sal skade ly en hulle sal skipbreek ly, maar die Here het gesê, daar sal geen verlies aan mense wees nie. En hy sê, daarom hou moed. As ons in God glo, wat hy sê, daarom hou moed manne, want ek glo God. Glo u vandag vir God? Dan wil ek sê, hou moed. Daarom hou moed, want ek glo God.
dat dit sal wees soos hy al my gesê het. Psalm 112 vers 7 sê, sy hart vrees nie vir slegte tyding nie, sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Is my en u hart vandag gerus, vol vertroue op die Here? Ja, ek vrees nie, selfs vir slegte tyding, want my vertroue is in God. Ons ken almal daardie gediggie van die voeltjie wat die een vir die ander sê, the robin to the sparrow, en ek wil dit net graag weer lees. Said the robin to the sparrow, I should really like to know why these anxious human beings rush about and worry so. Said the sparrow to the robin, friend, I think that it must be that they have no heavenly Father, such as cares for you and me. Ons het tog 'n hemelse Vader wat vir ons sorg. Laat ons vanoggend bemoedig word, om in God te glo. Geloof in God verdryf angs en vrees. Hoe kan ek vrees as ek met my hele hart glo in God se karakter? As ek glo dat hy vir my omgee, as ek glo dat hy alles in sy hand hou, waarom sal ek vrees? As ek glo in sy beloftes, daar is tog soveel beloftes wat hy my gee in sy woord, waarom sal ek vrees? In 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, hy hou nie op om vrugte te dra nie, selfs in moeilike situasies, selfs in moeilike omstandighede. Ek onthou Tyron het vroeër getuig van Bixie, en dit het my hart so kom bemoedig toe hulle gebid het vir Bixie, die voël wat weggevlieg het, en die kind het gevra hulle wil bid vir Bixie. En Tyron het dink toe, maar joh, dit is eintlik so onmoontlik, wat nou as hy kind by die huis kom, en hy sien Bixie is nie terug nie, maar hulle het God vasgehou, en toe die seentjie terugkom by die huis, was Bixie by die huis gewees. En dit lyk dalk onmoontlik, maar God is getrou. Ons kan hom vertrou. Ek onthou kere in die bediening, waar situasies onmoontlik gelyk het, daardie dag toe ek jeugkamp aankope moet maak, en daar is nie geld nie. Ek hoor toch R1000 wat ek nou moet betaal, en ek het nie. En ek het desperaat daar op my knieë gegaan langs my bed en gesê, Here, ek weet nie, ek moet nou die geld gee, Here, ek het nie. Daar is 'n manier, daar is 'n plan wat ek gou kan uitdink nie. Here, maar my oë is op U kan help. En ek het in die kar geklim en ek gery, en dit was nie eers 'n paar minute later, hier kry ek die kennisgewing, R1000 in my rekening inbetaal. God is getrou, en hy sorg, hy gee uitkoms selfs in die onmoontlikste situasies. As ek hier sou begin vra, dan is ek seker elkeen sal kan getuig van 1, 10, honderde geleenthede waar God uitkoms gegee het, toe dit onmoontlik gelyk het. Die seën van geloof in God is 'n hart wat rustig is, vrede het. Ek vrees nie, ek is nie angstig nie, want ek vertrou in God. En dan wil ek, volgende gedagte, wat kan ek doen om my geloof te versterk? Ons geloof moet toeneem, dit moet groei. En die eerste ding is die woord van God. Die disippels vra, Here, gee ons meer geloof. Die Here sê, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. As ek sê, Here, gee my meer geloof vandag, moet ek meer tyd spandeer in die woord, want daardeur sal die Here vir my geloof kom versterk. My geloof in God sal groei, na mate ek God leer ken. As ek hom ken, dan weet ek kan hom vertrou. Hebreërs 13, vers 5 en 6, ook 'n baie bekende gedeelte, sê dat ons nie geldgierig moet wees nie. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Vers 6, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Ek sal nie vrees nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my helper, sy woord versterk my geloof, sy beloftes help my om hom meer te vertrou. En dan nog 'n rede hoekom ek
kan groei in geloof, is om terug te dink aan die verhale uit die verlede, om te onthou hoe hy vir my uitkoms gegee het, om te onthou hoe die Here gebede beantwoord het, om sy getrouheid te onthou. Getuienisse van ander, van medegelowiges, versterk ook my geloof. Daarom is dit so belangrik dat ons met mekaar sal deel met mekaar, soos die Here antwoord gegee het, God se getrouheid. Hebreërs 12 vers 1 praat van die groot wolk van getuies. Ons sien in Hebreërs 11 die groot wolk van getuies. En ons kan self by ander ook hoor, die wolk van getuies wat bevestig dat God is getrou. En daarom sê dit dat ons op God kan vertrou. Ons het 'n groot wolk van getuies rondom ons. En daarom kan ons op God vertrou. Ja, my geloof gaan getoets word. Ons bid so dikwels, Here, gee my meer geloof. En dan stuur die Here my in die storm, soos die disippels. Nadat hulle gevra het, Here, gee ons meer geloof, en die Here stuur hulle in die skytjie. En hulle sien die storm kom, en hulle raak angstig, en hulle skreeu van vrees. En Jesus kom aangestap in die storm na hulle toe. En hulle is so gefokus op die storm, dat hulle angstig raak, sê, Here, ons gaan. Hulle dink dis 'n spook wat aankom. Want die Here spreek net 'n woord en die storm is stil. En vir eerste keer val hulle voor hom neer, of hulle val voor hom neer en sê, waarlik, hy is groter as wat hulle gedink het. Hy kan selfs spreek, 'n woord spreek, en die wind en die storms kan bedaar. Sou hulle dit geweet het, as die Here nie die storm toegelaat het nie? Ek weet nie. Maar die Here stuur ons soms in die storm in 'n situasie in, waar ons sê, Here, ek word angstig, ek wil skreeu van vrees, maar die Here sê, juis hier wil ek myself openbaar, as die God wat groter is, as die ergste storm, en ek leer om hom meer te vertrou. Ek wil net afsluit met 'n paar teksverse, om ons te kom bemoedig, en te versterk in die geloof. Ek wil net sien wat ek nou. Dis teksverse wat in my lewe al vir my so kom bemoedig het, in toetse, en om die Here meer te vertrou. Psalm 37 vers 3 tot 6, vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer, en hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig, en jou reg soos die middag. Matteus 6 vers 25, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, en wat julle sal drink nie, of oor jou liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel, en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Jesaja 26 vers 3 tot 4. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op u. Vertrou op die Here vir ewig, want in die Here is 'n ewige rots. En dan die voorlaaste gedeelte, Psalm 46 vers 2 tot 6. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim. Laat die berge bewe deur sy onstuimigheid, Sela.
Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. In die laaste teksvers, Psalm 62 vers 9, vertrou op hom altyd, o volk. Stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons, Sela. Mag die Here ons bemoedig om ons vertroue meer en meer op hom te plaas. Ek gaan vir ons net afsluit in gebed en dan vra ek dat ons groepies maak en dat ons net 'n tydjie spandeer om die Here te soek. Kom ons vertrou die Here dat hy met ons self sal ontmoet, dat hy ons geloof sal opbou, maar kom ons vertrou die Here ook vir elkeen wat die woord sal bedien in hierdie naweek. Kom ons vertrou die Here vir die redding van siele. Kom ons vertrou die Here dat hy jong mense sal roep vir die bediening. Kom ons vertrou die Here, wat ook al op my hart is, waarvoor ek die Here vandag soek. Kom ons bid saam en dan vertrou ons die Here daarvoor. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u ons bemoedig om op u te vertrou. En Here, wanneer ons nou tyd maak om u te soek in gebed, bid ek dat u vir ons sal help om in geloof tot u te kom. Here, u sê die een wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat heen en weer gaan, so 'n onbestendige man, onbestendig in al sy weet, dubbelhartige man. Maar Here, help vir ons om in geloof na u toe te kom, om u vas te hou. Here, want u is groot, want u is wonderlik, want u is God, u is die hoorder van gebed, u is God wat met mens bemoeienis maak. En dankie dat ons in u kan glo. Dankie vir die kruis, dankie vir die opstanding. Dankie Here dat u hoor wanneer ons bid. Seën ons nou in ons tydjie wat ons sal saam bid in Jesus naam. Amen.